Hi almal, my naam is Andrei en dit is Dirk en dit is lekker om vandag weer saam met julle te kuier en so 'n bietjie hartspraak te maak. En ons praat vandag oor ietsie wat ek dink besonder interessant is. Ons het so ruk terug het ons gepraat oor wat is belangrike goeders wat 'n ou moet kies en besluit. En ons het uitgekom by twee goeders. Die eerste ene is dat mens op 'n ouderdom wat jy nie eintlik opgewasse daarvoor is nie, moet 'n beroep kies. En as julle nog nie daai video gekyk het, gaan kyk asseblief, hy is op die kanaal. En dan die tweede belangrike ding is, ergens in 'n mens se jong mens lewe begin jy kies vir jou maat wat jy jou lewe mee wil spandeer. En weer 'n keer, hoe doen 'n mens dit as jy nog nie opgewasse is daarvoor of volwasse genoeg is om eers te weet wie jy is nie? Nou, vandag gaan ons bietjie daaroor praat oor hoe maak 'n mens hierdie keuse van 'n huweliksmaat of 'n lewensmaat, veral as jy tot die besef kom dat jy eintlik is nog nie opgewasse vir hierdie besluite nie. En ek wil sommer vir Dirk eerste keer die bal gooi en sommer by jou begin. Dirk, jy het hierdie pad al gestap en jy het lesse geleer en ek dink vir 'n ou wat besonder gelukkig getroud is jy seker een van die ouens wat 'n ou toe gaan en sê, wat het jy al geleer deur al hierdie lewenspaadjies wat jy moes gestap het? Ja, Andrei, dankie. Dis lekker om weer te gesels. Dis 'n baie opwindende onderwerp wat ons het vandag, soos die loopbaan. Laas keer het hierdie heeltemal 'n ander, veral emosionele en sielkundige aspek, omdat dit ons daaglikse lewe baie meer beïnvloed as jou loopbaan. En wanneer jy weet, daai hoërskoolliefde, daai gevoel, daai vlinders in jou maag, en 'n ou dink dis liefde en is ook goed so, maar om dag tot dag oor die weg te kom, het niks met liefde te doen nie. Ek kan verskriklik lief wees vir jou, vir die mens wat jy is, maar ons kom nie oor die weg nie. En dan beteken dit nie ek's lief vir jou nie. Ons persoonlikhede het baie meer daarmee te doen. So, dis die een ding. En wanneer 'n ou jonk is en jy kan nog nie liefde definieer nie, dan is dit 'n groot probleem. En 'n ou se 20's het jy beperkte lewenservaring, beperkte blootstelling daaraan, jy het nog net hierdie hoërskoolliefde en geensins speel dit 'n kleiner rol nie. Ek verkleineer nie daai tipe liefde nie, want dis deel van die proses om ervaring op te doen. Maar ewen as jy 30 is, ons het laas oor die loopbaan gesels, toe jy nog al die stelling gemaak, toe sê jy, wat het ek geweet toe ek 30 was? Wat het ek geweet toe ek 40 was? Ook maar nie veel meer nie, maar jy stap om die blokke paar keer in hierdie 10 jaar blokke van 'n ou se lewe. En dan leer jy goedjies. Ou kyk altyd na die groot goed. Kyk na geloof, jy kyk na kultuur, jy kyk na daai goed, dis die groot pilare. Maar dis nie die goed wat die wingerd verniel nie, dis daai klein jakkalsies. Dis die klein verskilletjies wat ons in kompetisie met mekaar stel. En 'n huwelik moet nie 'n kompetisie wees nie. Soos Greta Wit in een van haar huwelikseminare gesê het, dit word 'n verpiepie kompetisie. Nou as jy daar is, dan moet jy backtrack. Maar jy self het 'n baie mooi huwelik. Jy en Celeste kan dit sien. Julle is baie toegewyde ouers, so ja, partykeer kry ou beter as wat jy verdien, ja. Maar ja, dit is my interessante plek om te begin, net om te sê, wel, gewoonlik skop hou af en ou het so half 'n checklysie in jou kop van iemand wat dit en dit en dat het en so werk en so dink en alles, maar jy sê, jou ervaring was dat dit nie eintlik daai groot goeders is nie, dit help, maar die moeilikheid kom eintlik in by die klein goedjies. So ek wil net so 'n bietjie meer, wat het vir jou uitgestaan as goedjies, klein goedjies wat? Ja, daar's baie, dis alledaagse goedjies wat jou krap, en hierdie goed leer jy nie van mekaar voor jy nie regtig 24 ure 'n dag in mekaar se geselskap is nie. Jy weet, as jy uitgaan met iemand op skool of ewen op universiteit, waar jy dan 'n bietjie meer tyd saam spandeer, maar dis nog nie 24/7 365 nie. Jy het 'n manier hoe jy goed doen. Kom ons vat alledaagse goed, die area van die kombuis, die area van die studeerkamer, die sitkamer, die netheid van die huis, goed wat jy nooit aan dink wanneer jy met iemand uitgaan nie, want daai vlinders hier op die maag, dis al 'n wonderlike gevoel. Maar die dag wat ons die egskeidingspapiere teken, dan gaan dit oor hierdie goed. Kinders grootmaak, dissipline. Die geloof en daai goed stem ons oor saam, maar die klein goedjies, ek wil graag die sink leeg hê.
Ons het 'n skottelgoedwasser. Wanneer daai bord vuil is, pak ek hom in die skottelgoedwasser. Ek wil nie in die kombuis instap en dit lyk soos chaos nie. Al is dit aantreklik gemaak, soos ek en Julie dit altyd noem. Jy weet, ek hou van orde, netheid, maak dit nie reg nie, dis net my persoonlikheid. Nou, Julie is by no means ongeorganiseerd nie, sy doen dit net nie onmiddellik nie, ek is 'n redelike pyn. So, ek moes leer om daarmee saam te leef dat sy sit hom in die wasbak. Is dit verkeerd? Absoluut nie. Maar dis maklik om klein goedjies toe te laat om jou geluk te kom steel van jou huwelik. Dis so onbelangrik, of ek die ding nou vanaand in die masjien pak of nou. Die groter fokus is ons huwelik. Die studeerkamer, jy weet, die een persoon bære die goed onmiddellik wanneer jy dit gebruik het. Ek sê altyd, elke ding het 'n plek en elke plek het 'n ding. Gaan haal hom, as jy jou lewe so georganiseer is, sien jy ook onmiddellik as iets weg is, want daai plek is leeg. Maar dit maak dit ook nie reg nie. Ander mense, jy weet, gebruik hom en ek gaan hom môre weer gebruik, so dis fyn. Is ook nie verkeerd nie, maar dis daai klein goedjies wat aan jou menswees krap, wat die duiwel so lekker gebruik om jou geluk te kom steel. En ek fokus op wat verkeerd is en wat ek nie het nie, in plaas van op dit wat ek het. So as ek het net, kom ek sê wat ek by jou hoor, net in ander woorde. So jy sê die moeilikheid is dat 'n mens baie keer in 'n verhouding ingaan en dink jy gaan in 'n verhouding met jouself wees. Dat dit dinge gaan wees soos wat jy is. En dan is dit nie. En dan lyk die ander persoon vir jou selfsugtig, want hulle dink net aan hulle manier, en dit maak jou meer selfsugtig, want jy soek uiteindelik op jou manier, en dan word dit hierdie kompetisie op die einde van die dag, wat ek hoor jy sê is, besef net as jy in 'n verhouding intree met 'n ander persoon, is jy in 'n verhouding met 'n ander persoon, wat anders is as jy, en dan moet jy regtig mooi besluit, wat is die goeders wat jy mee wil saamleef, en waarmee jy nie wil saamleef nie, wat is jou toleransie vir die anders, want anders dan gaan hierdie goeders jou meer selfsugtig maak, hulle meer selfsugtig maak, en nou op die eindtyd mekaar uitdryf. Hoor ek jou reg? So die belangrike ding is om by die punt te kom in enige verhouding, waar jy sê, kom ons beweeg verby die goed, waaroor ons verskil, want die groot cornerstones van geloof en kultuur en die goed, behoort in plek te wees, anders het jy die verkeerde persoon gekies. So kom ons beweeg verby dit, sodat dit nie ons geluk kom steel nie, dit gebeur so maklik. En daar is soveel van die klein goedjies, dat jy jou dag afskryf, 7 dae 'n week. En een van die besluite wat jy moet neem is, ek moet jou toelaat om jy te wees. Ons is, in ons onderbewuste probeer ek die heeltyd, of baie mense, iemand verander om soos ek te wees. So ek laat jou nie toe om jy te wees nie. Dit laai nog so 'n bietjie spanning op, behalwe hierdie verskilletjies se spanning waarmee ons moet deel, en om 'n redelik gekompliseerde lewe te negotiate daar buite, gee ou vir jou hierdie ekstra emosionele druk, wat maak dat jy dan fokus verloor op ander uitsette wat jy moet bereik, om 'n sukses van die lewe te maak. So, is nie 'n maklike lewe nie, maar ek moet by die punt kom waar ek my lewensmaat, of my maat in my verhouding toelaat, om homself te wees. En ek gaan nie van alles hou, ons is mense. Kom ek fokus op waarvan ek wel hou, en kom ons kyk of ons goed kan saam doen, binne daai 2 dele van die sirkels wat oorvleuel, en binne dit begin operate, en dan is jou fokus nie op daai goed wat buite dit lê nie. Ek dink dis, jy slaan nie spyker nog op die punt, want partykeer dink 'n mens, en die Bybel sê dit nogal, daarom sal 'n man sy ouers verlaat, en soms sy vrou, hulle sal een wees, of een word. Dan dink hy nou, okay, so ons is die 2 sirkels, en nou word ons 1 sirkel. So met ander woorde, nou moet ons 1 wees. Maar die moeilikheid is, die oomblik as 'n ou so 1 moet wees, moet iemand ophou wees. En jy sê, besef net so half, jy gaan nooit 1 sirkel wees nie, maar jy gaan 'n eenheid wees, waaraan jy nog steeds elkeen jou eie persoonlike voorkeure het, en deel van 'n gesonde grondslag is jy gun mekaar om anders te wees, en hulle self te wees.
dat of kom ek sê dit net so, is deel van 'n gesonde huwelik, hoor ek by jou, is daai veilige fondasie dat 'n mens nie dieselfde hoef te wees in alles nie. Presies, jou huwelik word een, maar jou persoonlikhede word nie een nie, want jy's jy en ek het lief geword vir jou oor wie jy is. Beteken nie ons gaan oor alles saamstem en dat alles wat jy doen en die manier hoe jy goedjies doen, ek ook van hou nie, maar soos wat ons baie keer vir mekaar sê, ek en Julie, niemand tik al die boksies nie. Maar die boksies wat nie getik is nie, moet ek mee kan vrede maak, dat ek daarmee kan saamleef tot die dag te graf toe gaan. As ek dit kan doen, dan is ek op die regte pad. En ek moet nie die boksies wat nie getik word nie probeer verander, want dan laai ek spanning daarop. Ek praat nie van doelbewuste, kwaadwillige sabotasie van 'n verhouding nie, dan sal groot fout by die fondasie. As jy jouself kan wees, dan gaan jy gelukkig wees. En as ons dan fokus op die goed wat oorvleuel, dan fokus ons op die goed wat ons gaan laat groei en nie die goed wat ons uit mekaar uit gaan hou nie. So wat's nog ietsie wat jy geleer het? Ietsie belangriks? Die grootste gevegte gaan oor finansies, seks, kinders grootmaak. En as die kinders groot is dit ander gevegte. Die stryd van die lewe hou nie op nie. En jy moet die heeltyd aanpas. Jy kom nooit by 'n punt waar jy gesê het, I figured it out. Jy is nooit daar nie. Want die lewe, elke 10 jaar, as jy terugkyk na 10 jaar en 10 jaar voor dit, die lewe verander so vinnig. Die druk vandag, as jy kyk histories, het vrouens nie gewerk nie. Daar was baie minder fokus op materialisme, op status, oor to be better than the Joneses. Dit was 'n ander generasie, daai kompetisie was nie daar nie. En die lewe was bekostigbaar, so die lewe was eenvoudiger. Dit maak dit nie beter nie, want 'n mens moet aanbeweeg saam met die tyd. Daar's baie opwindende goed wat saam met vooruitgang en saam met die moderne tyd kom. En as 'n mens daai verandering aanhang en embrace, soos die Engelsman sê, dan gaan jy die heeltyd groei in die geleenthede wat die moderne lewe ook vir jou bied. Maar vandag se lewe, jy weet, om 'n verhouding suksesvol te bestuur is een ding. Om dit suksesvol binne die konteks van hierdie moderne samelewing met al sy uitdagings rondom ons kultuur, rondom ons land, dis soos die Engelsman sê 'n tall order. En dan wil jy nie onnodig fokus verloor op goed wat jy nog nie uitgesorteer het nie met jou lewensmaat. Jy vinniger jy by daai punt kom waar jy sê, kom ooreen wat is die goed waaroor ons nie saamstem nie. Hoekom stem ons nie saam nie? En daar's 'n hele paar kursusse wat ek al deurgewerk het. Ek seker daar's baie meer. Wat ou by hierdie antwoorde, almal bring jou min of meer by dieselfde antwoorde uit, maar om dan met mekaar oor hierdie goed te gaan gesels. En jou aanslag moenie wees, ek is reg nie. Het gaan nie oor wie's reg nie. Want jou huwelik is een, maar jou persoonlikhede is 2. En dit is belangrik om daai onderskeid te maak en dan te sê, hoe gaan ons die 2 persoonlikhede, een huwelik bedryf, vorentoe? Ek dink wat ek by jou hoor is die kompleksiteit van die lewe en hoe moeilik dit is om dan nog steeds jou eie mens te wees binne 'n verhouding. So dis nou laag op laag van uitdagings. Maar ek dink as ou dit net swaalf dekonstrueer, dan klink dit soos met hierdie komplekse lewe en sy verwagtinge daar buite. Wel, dis so kompleks dat mense dit nie kan alleen doen nie. En ek dink baie keer dis 'n half 'n mindset wat ons verkeerd kry. Is 'n ou dink ek moet hierdie huwelik laat werk en ek moet my lewe laat werk en ek moet my purpose hierso uitleef en al hierdie goeters, maar dis die hele tyd ek, terwyl die oomblik as jy net daai skuif kan maak om te sê is maar hierdie uitdaging is te groot, ek kan dit nie alleen doen nie, ek het iemand nodig, dan word jou vrou of jou man word 'n spanmaat, dan word die lewe 'n spansport en nie meer 'n individuele spel nie. En dit maak die deure oop. Ek sê altyd vir mense, en dis iets wat in my huwelik baie goed werk, is 99.999% van die fights word opgelos die oomblik as jy besef dat jou maat hou meer van jou as wat hulle op hierdie stadium van hulle eie opinie hoor, of van hou. Met ander woorde, hulle glo nog steeds wat hulle glo. Dis vir hulle die reg in hierdie situasie.
maar jy kom agter, maar jy's vir hulle belangriker as hulle eie opinie. Want dan verander dit, dan hoef ons nie meer te beklei wie se opinie is reg nie, want ons span is dit die ding wat gesond is. Met ander woorde, nou kan ons twee opteam teen wat ook al die probleme, of dit nou geld, seks of kinders of ekse is, wat ek dink 'n groot een is, dan word dit 'n ding van, okay, maar dis 'n spansport hierdie. En jou opinie is geldig, want dit gee vir ons opsies. Wat's my opinie? Wat's dit? En dan kan jy sit en jy het opsies om as 'n span te sê, okay, kom ons probeer hierdie een so. Kom ons sien dit so. Of kom ons try dit. Want as dit nie werk, het ons 'n plan B nog, want ons het 'n ander idee gehad hier. Maar nou moet jy beklei vir asof daar net een opsie is en net een antwoord is in 'n komplekse wêreld waar alles grys is. Dis hoekom dit so amazing is. As mense hierdie ding benader vanuit 'n span oogpunt uit, dink ek, dan word dit wel verskille word 'n sterkpunt. Dis Andre, jy sê dit so reg. Daai span beginsel, ek so bly jy noem dit, en daaroor wil ek twee goed sê. As jy professionele spansporte, soos ons het nou vorige episode waar ons oor verhoudings gepraat oor hierdie ding van span. En ons Springbokke of die top 5 internasionale spanne in rugby en netbal en al hierdie kompeterende sporte op internasionale vlak. Nie al daai manne stem saam oor goed nie, maar hulle is groot genoeg om te verstaan dat die span belangriker is enige enkel persoon. En is geensins verskillend in verhoudings nie, want daai is 'n professionele verhouding. Ons het episode oor my verhouding met my baas. Het ons gepraat oor daai selfde ding. Dit gaan oor die besigheid, dit gaan nie oor ek nie. Ek is 'n een speek in 'n hele wiel wat moet draai. En ek moet my kontribusie maak en aanhou maak. Maar om terug te kom tot die huwelik toe, hier's een ding en dit gaan oor kommunikasie. Wat ek opgelet het, wat 'n goue lyn is wat ek deur al die verhoudings wat ek in my lewe in was, kan deurtrek. Want kommunikasie is hoe jy oor goed saamstem. Kommunikasie is die tool hoe jy verskille uitsorteer, dis die tool hoe jy gaan besluit wat die pad vorentoe is, soos daai tool nie lekker geolie en versorg is nie. Jy weet, dis soos 'n kar, as jy jou kar nie laat diens nie, gaan hy vir jou langs die pad los, jou huwelik ook. Jou verhoudings, enige verhouding, as jy vir hom nie diens nie, hoe diens jy hom? Jy moet input, jy moet toegewyd effort insit, het gebeur nie self nie. En dis 'n daaglikse effort, daai ding wat jy nou gesê het, jy moet moeite doen dat jou maat, jy belangriker vir jou maat is daai verskil wat die korttermyn bespreking is. Die langtermyn bespreking is die geloof wat ek in jou het. Jy weet wat jy nou so raak gesê het. So, maar die punt wat ek rondom die kommunikasie wil maak is, die toon van ons gesels met mekaar. En ek daagliks weet, ouens in werksverhoudings, jy's in professionele verhoudings, luister net bietjie in watter toon mense mekaar aanspreek. En dan luister jy in huwelike waar jy by mense gaan kuier, waar daai toon is tussen die man en die vrou. Sonder om een vraag te vra, weet jy presies waar daai huwelik staan, deur net na daai toon te luister. En om dit terug te bring na die span toe. As ek jou nie soos 'n spanmaat met jou kommunikeer nie. Met ander woorde, betrek jou, maak jou deel van die oplossing en besef dit gaan nie net oor my nie. Dit gaan nie oor reg en verkeerd nie. En hou my toon so dat jy voel jy wil deel wees daarvan. Hoe gaan ek jou oortuig om deel van die oplossing te wil wees, as ek die heeltyd 'n aanvallende toon het? So the tone of the discussion is 'n baie belangrike ding. En wanneer 'n ou kwaad word, verloor jy baie maklik daai toon, en hoe meer, as jy die persentasie sou bereken van 'n dag se kommunikasie, hoeveel persent is op 'n toon waar jy voel, yes, ek like, jy krap my hare die mekaar so nou en dan, maar yes, ek like jou. Want daar is soveel goed wat jy reg doen. En daai toon van die bespreking handhaaf 'n nie aggressiewe kultuur. Want kommunikasie staan sentraal tot alles, finansies, kinders grootmaak,
werk, om 'n huishouding te bedryf. Alles moet jy kommunikeer. Die ander ding is, in vroeër generasies was daar 'n resep. Die man het gewerk, die vrou het by die huis gebly, sy het kinders grootgemaak. Ons het vroeër gesê die lewe was meer eenvoudig. Vandag is persoonlikhede en die aanpassing by die moderne omgewing is so gediversifiseer. Daar's nie 'n resep nie. Daar's huwelike waar die man die huishouding ran. En moenie dink jy het nou met 'n sagte ouetjie te doen nie. Ek weet van manne wat hardebaard manne is, maar hy speel 'n groter rol in die kombuis en is professioneel gekwalifiseerde mense. Dan moet jy versigtig wees wanneer jy sê 'n vrou is veronderstel om. Wie het die reël gemaak? Die beginsel vir my is nie een persoonlikheid is dieselfde nie. Die Here het ons elkeen verskillend gemaak. Wat ook al ek en jy kan besluit, wat is vir ons werkbaar? Want afgesien van hoe die Joneses langsaan dit doen, hulle het 2 ander persoonlikhede. Ek durf nie ander mense as 'n voorbeeld gebruik nie. Tot inspirasie, ja, daar's baie huwelike wat 'n mens as inspirasie kan gebruik en sê, ja, jy kan sommer sien, daai mense doen dit reg, waarvan jy en Celeste baie goeie voorbeeld is. Ons moet gaan sit en sê, hier's my sterkpunte, hier's my swakpunte. Daar's joune, daar's myne. Goeie voorbeeld, een ou is sterk in die kombuis, en partykeer, daar's soveel mans vandag wat hou van kos maak. En dis 'n goeie ding, dis so mooi as 'n passie uitkom. En die vrou is sterk op ander goed. Maar geensins is enige van die 2 minder waardig. Soos ek sê, ek ken 'n hele paar huwelike waar hierdie mense professioneel gekwalifiseerd is. Maar dit rym nie met die tradisionele siening nie. Ek het terwyl jy praat, dink ek aan, wel die Bybel gee vir ons riglyne van hoe die goeders moet werk. Paulus, hulle spring weg en dan sê hulle, man is die hoof, vrou doen dit, moenie, alles is so mooi opgelei. En die moeilikheid is, ons vat dit baie keer so buite konteks, en dan wil ons dit toepas en dan werk dit nie. Maar ek dink dis net dit, want dit werk nie vir ons nie. Ons lewe lyk anders, die wêreld lyk anders. En 'n beeld wat ek een keer gebruik het, om dit vir iemand te verduidelik, dit is soos om te sê, die man is die voorwiel, wat die rigting gee, en die vrou is die support, wat jou dra. Dis wat die Bybel vir ons gee. Behalwe, ons ry nie meer daai fietsse nie. Nou het ons quadbikes. So om van nou vir 'n vrou te gaan sê, jy's die agterwiel, in hierdie quadbike, dit werk nie. So nou sal ou eerder gaan en te sê, ons ry saam, ons is die voorwiele, waar die kinders is die agterwiele, wat die ding, wat ons die pad wys en sê. Maar ek dink dis net die ding is, 'n mens moet jou eie rolle uitfigure, op jou eie sterkpunte. En deel van dit is, ek en Celeste kom nogal by 'n punt waar sy partykeer beter is in goeders, as wat ek is. Maar die omstandighede laat dit nie toe dat sy dit doen nie. Dit werk net nie so uit, die lewe is te kompleks. So nou moet ek, die swakker een van die span, instree en nou maar my bes doen. En dan kom sy by die huis, en dan kyk sy na wat ek gedoen het, en sy sou dit beter kon gedoen het. En in plaas daarvan om my af te breek te sê, hey, jy kon dit so gedoen het, bou sy my op om te sê, jy het 'n goeie job gedoen. Want in daai omstandighede was ek die beste ou vir die werk. Ek was die span se beste moontlikheid, want dis ek wat dit kon doen, sy kon nie. So dan nou, in plaas daarvan om my te laat klein voel, bou sy my op. En dis dieselfde met daar, net, ek dink dis deel van dit, mens moet jou, kyk, wie is jou beste speler, vir die probleme, vir die uitdaging wat daar is, en dan moet jy realisties wees, om te sê, maar partykeer gaan jy nie jou beste speler daar kan uitkry nie. En dan moet die span maar net erkenning gee daarvoor, dat hierdie ou wie so sterk met dit nie was nie, jy het nou die bal gevat en gehardloop het om, vir die span se onthalwe, nie vir ego se onthalwe nie. En dan kom dit weer terug by daai ding, net 'n hele span ding. So ek hou van die idee dat 'n mens sê, jy figure jou eie rolle uit, en ek dink deel van daai ding is om vir mekaar erkenning te gee, dat in 'n span, doen jy altyd jou bes. En party daar is jou bes nie so baie nie. Ek en Celeste kom party daar by die huis, tot ek vir haar sê, is ek het net niks. Ek het niks om mee te gee nie, ek's jammer. Dan sê sy, ek het ook 'n lang dag gehad, maar ek sien daar nie. I've got this.
Waar ander daar kom sy by die huis en sê, ek het niks nie, ek gaan in die bad lees, okay, hoe voel jy? Dan sê ek, nee, ek sort dit, ek het hierdie. Maar die punt is, ek weet, of sy nou in die bad gaan lê, of sy met die kinders werk, of die kos maak, of die wat ook al doen, sy gaan haar beste gee, haar alles gee. Alles wat sy het, is tot beskikking vir die span. En sy kan dit vir my ook vra, en dis wat ek ook gee. So ons albei bring albei ons beste, altyd. Maar partykeer is jou beste 20%. Partykeer is dit 1%. En partykeer het ons albei nie die krag nie. So dan sê ons net hierdie sak en ons druk nou maar deur as 'n span. Hoe gaan ons mekaar hier deurdra? Maar ek dink dis daai ding van jy benader uit vanuit 'n ons uit en nie 'n ek nie. Absoluut dit. Daai span is een van die raakvatpunte wat jy opgebring het. Dis baie moeilik om die ek dood te trek, want veral vandag, ek dink met die moderne samelewing en veral die bydrae en die addisionele druk van sosiale media, waar baie meer in die lewe gaan vandag oor ek, en dit is hoekom baie die lewe het materialisties geword. Dit gaan oor wat ek het en wat ek kan share op Facebook, en dit gaan oor status, weet wat 'n status jy handhaaf, wat 'n tipe werk jy het. Daai goed is niks belangrik, baie minder belangrik, want dit waarborg nie geluk nie. Maar ek wil aan vir jou sê, om aan te sluit by jou openingsinleiding waar jy gesê het, 'n mens kry baie keer baie meer as wat jy verdien. Ek is ook in daai bootjie. Die Here het vir my geseën met 'n ongelooflike vrou. Dis regtig so. En wanneer jy ontdek hierdie span ding en jy kry dit reg om daai oorvleuel van ons persoonlikhede daarop te begin kapitaliseer en te begin sien waarop ek kan bou in jou maat, en sy doen dieselfde vir jou. Jy bereik goed wat jy alleen net, jy sou nooit op daai emosionele hoogtepunte gekom het. Nie net in geluk vervulling, in verhoudingsvervulling, intieme verhouding vervulling, sou jy nooit daar kon uitkom. En dis regtig die geheim vir my van geluk. 'n Professionele werk bring geld. Geld maak die lewe gemaklik, niks met geluk te doen nie. En as jy hy sommetjie vinnig vir jouself uitfigure, gaan jy 'n hele paar jaar van jou lewe raak anders spandeer, want jy jaag geld, dan kom jy agter, ryk mense het dalk meer challenges wat hulle met daai geld manage. Geld vloei vinniger uit as in. Daar's 2 kursusse wat ek gedoen het in die verlede wat nogal vir my aardskuddende rigtingveranderings was. Ek het Lenet Beer se daai persoonlikheidsanalise gedoen, en dit is belangrik om dit te doen sodat ek verstaan wat my maat se sy noem dit die temperament, jy weet, die blou, die groen, die geel en die rooi temperamente, sodat ek verstaan hoe jou kop werk. Dit is eintlik die beste terminologie, en dat deur daai analises deur te praat met mekaar, kom jy op die punt waar jy besef, maar hierdie persoon doen nie die heeltyd dit. Ek het die heeltyd gedink jy doen dit om my te spyt. Vandag verstaan ek, jy doen dit omdat dit is wie jy is, jy dink nie eers daaroor nie. En om dit van jou maat te leer, en jou maat dit van jou te leer, beweeg jy nader aan mekaar. Want jy begin daai oorvleueling ook uitsoek. En weer eens, dit onderskryf die feit dat elke 2 persone, geen verhouding is dieselfde as die volgende nie, want ons het elke keer met 2 verskillende persoonlikhede te doen. En as jy analises doen, 'n rooi en 'n geel en 'n blou en 'n groen, en hierdie goed, in daai kombinasie, en dan sien jy, soos die Engelsman sê, daar is soveel waarheid in opposites attract. Maar wanneer jy getroud is, dan begin hierdie opposites te mekaar werk hoor. En dis daai klein jakkalsies. En as jy daai klein jakkalsies nie manage nie, gaan hulle vir jou manage. En dan manage hulle vir jou uit jou huwelikheid. So jy moet moeite doen deur dit te analiseer, te sit en bespreek, en common ground te kry om te sê, hoe gaan ons vorentoe met die? En die antwoorde vul hulle self gewoonlik in, soos wat jy daaroor praat. Is weer eens,
toewyding wat jou lewensmaat na die proses toe bring, is bepalend tot hoe suksesvol jy daarmee is. Jy weet, as iemand nie wil nie, dan jy verloor. So, hou daai toon van die kommunikasie positief, trek die persoon in, wees heeltyd op die oplossing gefokus, nie op die probleem nie. So, daar's 'n kursus wat ek in 2012 by die Bikers Church gedoen het, toe ek nog motorfiets gery het, ek en Julie. Die kursus se naam is Laugh Your Way to a Better Marriage. So Mark Gungor is die Amerikaner se naam, en ek het na die kursus die DVD stel gaan koop by Koemboeke. Dis hoe lewensveranderend dit vir my was. En nou ek en Julie daar uitgestap het, toe sê ons albei vir mekaar, hoekom het iemand ons nie die goed vertel toe ons 20 was nie? Dan sou jy dan baie jare se frustrasie gekeer het en soveel meer liefde kon deel, net omdat jy jou manier verander. Niks sou verander het aan ons persoonlikhede nie, maar jy verander hoe jy daarna kyk. En dit bring geluk in jou huwelik in, omdat jy verstaan, daai insig vat nie probleme weg nie, maar dit verander my, en ek moet verander. En as altyd daai commitment, maar die lang en die kort daarvan is dieselfde tipe analise, die persoonlikhede, maar dan die laaste module van die kursus, doen jy 'n toets aanlyn, en dan print jy jou uiteinde, en dan skryf jy vir elke een van jou, hy lys so 3 of 4 van jou sterkpunte, of dit wat sterk deurkom in jou persoonlikheid. Moet jy vir elke een van hierdie goed 'n reël neerskryf. Wat is my reël van dit? En dan besef jy het reëls en jy weet dit self nie. Dit was 'n eye-opener. Hierdie ding wat jy doen irriteer my. En as jy deur daai analise werk, sien jy, maar dis omdat hierdie ding deel van my menswees is. Wat's my reël rondom dit? Nou definieer jy dit. En wanneer jy dit gedoen het vir daai top 5 van elkeen, dan gee mekaar se papiere vir mekaar. Nou verstaan ek jou top 5 reëls wat jou laat tik. En ek gaan nou fokus op jou 5 reëls. Nie op myne nie. Jy gaan fokus op myne en ek op joune. Andrei, dit het my lewe verander. Dit het letterlik my lewe verander. En dis Mark Gungor se kursus. Dis oud, ek dink nie hy het 'n nuwe formaat gedoen nie, maar ek kan dit regtig aanbeveel. Dit vat dit in daai dieper vlak. Jy weet, baie mense sê wat ons moet doen, maar niemand sê hoe nie. Ja. Mark Gungor vat jou ook deur daai eerste gedeelte van die wat, en dan gee hy vir jou die hoe. En dis deur dit te deel, 'n reël te maak vir dit wat vir jou laat tik, en vir my te laat verstaan, maar wat bedoel jy, wat van daai reël? En dan verstaan ek hoe ek jou briesend kwaad maak, sonder dat ek eers, ek sê ook maar net, wat die wil ek afskryf vir 'n dag. Dis eintlik ongelooflik om aan te dink, net vir 'n oomblik, dat as ek 'n vleenier wil word, dan moet ek kursusse deurloop. As ek 'n dominee moet word, dan moet ek goeders gaan doen, ek gaan swat, en daar's praktiese betrokke alle goeders. As ek wil trou, dan moet ek net iemand gryp en met hulle trou. Ons dink so half dit gaan van self in plek val. En ek dink dis die deel van die moeilikheid, is ons spring in 'n ding in wat eintlik ons voor gemaak is, maar ons nie voor opgelei is nie. En dis dan wanneer die probleme kom, en dis eintlik doodnatuurlik. Dit maak eintlik sin dat daar moeilikheid sal kom, want ons, net soos jy gesê het, is, jy weet wat jy moet doen, jy weet net nie hoe om dit te doen nie. En die moeilikheid is, omdat elke persoon uniek is, en anderste is, moet jy dit saam met jou maat uitfigure. So, jy kan maar so verwag daar gaan moeilikheid wees, want jy moet mekaar uitfigure. Maar hoe doen 'n ou dit as jy nog jonk is? Hoe doen jy dit as jy juist dalk nou uit 'n huis uitkom waar jy besef, ek wil net nie 'n huwelik soos my ouers hê nie, of ek wil net nie 'n verhouding of ek wil dit hê soos my ouers het, en ek kry nie iemand wat soos hulle is nie, of ek weet, hoe doen 'n mens dit as jy jonk is? Waarvoor kyk 'n mens uit, dink jy? Daar's nie 'n maklike antwoord nie, maar ek sien, jy raak aan 'n belangrike ding, voor ek jou vraag antwoord, is dat
Ek het gesien waar mense besondere tekorte gehad het in 'n groot word. Ek praat van ernstige, die lewe is nie moonshine and roses nie. Daar's mense wat regtig wat se groot word nie grappies was nie. En sulke mense is geneig om te oorkompenseer wanneer hulle kinders kry of wanneer hulle 'n gesin van hulle eie het. Dit het baie voordele, want dit wat gebeur het in daai persoon se lewe, fokus daai persoon so om nie te laat gebeur nie, dat dit ander leemtes raak. En jy moet 'n middelweg kry. En dis moeilik, want daar's baie reg en verkeerd. En ek dink die belangrike ding is om te sê, het gaan nie altyd oor reg en verkeerd nie. Dit gaan oor wat werk in die huidige omstandighede. Jy het nou die voorbeeld genoem van spesifiekere mikroomstandighede rondom iets wat gedoen moes word in 'n dag. Die een is nie beskikbaar nie, die ander een is. Met ander woorde, wat gebeur hier? Jy het 'n situasie of 'n issue om deur te werk of 'n taak. Jy het sekere tools en bronne tot jou beskikking en jy moet besluit gebaseer op dit tot my beskikking. Hoe gaan ek dit doen? En probeer om daai vlinders te ignoreer, baie moeilik. Here het ons gemaak met daai geskape met daai vlinders en dit is almal 'n lekker feeling. Maar die vlinders gaan weg op 'n stadium. En dan moet ek saam met die persoon leef. En dan kom ek terug na my stelling in die inleiding toe. Om van dag tot dag oor die weg te kom, het niks met liefde te doen nie. Dit het met persoonlikheid te doen. En as jy daai persoonlikhede verstaan, wat verskillend bly, maar ons moet gaan een verhouding bedryf, al is dit nou nog nie 'n huwelik nie, dan gaan jy seker goed anders begin sien, wat dit dalk makliker gaan maak. En soos wat jy ouer word, is dit 'n realiteit, jy word meer van wie jy is. Mense is geneig as jy jonk is, ag, dit sal regkom, dit sal nie. Goed kom reg wanneer jy dit reg maak. Die effort waarvan ons gepraat het. En as dit goed is wat jou nou krap, boetie, aan die ander kant van die huwelik gaan hulle jou nie krap nie. Hulle gaan jou tuin uitroei. Regtig so. As jy 'n rooi liggie sien en dink, ag, ons sal daaraan werk. As jy nie nou daaraan kan werk nie, kan jy ook nie dan daaraan werk. Maar fokus op die verskillende persoonlikhede, en rondom dit sit dit binne in 'n wêreld, wat's my loopbaanbeplanning, wat is my maatsinne, hoe gaan begin in die toekoms indink. Ek het eendag vir my ma gevra toe ek nou nog in my 20's was. Een van my meisies, elke keer wat ek 'n meisie ontmoet het en jy daai vlinder, dan sê ek vir my ma, yes, ek dink hierdie is die een, jy weet. Nou my ma het ook maar geweet, jy weet, sy moet ondersteun en nie altyd haar gesê wat sy dink nie. Want sy moet jou opbou, soos wat jy gesê het, waar Celeste jou nie uitgehaal het, want sy kon dit beter doen nie. Sy het gesê, maar well done. Toe sê ek vir haar, hoe weet ek? Hoe weet ek wanneer dit die reg teen is? En haar antwoord was, my kind, die grootste klou wat ek jou kan gee is, kyk na die huis waaruit sy kom. Nou, dit is nie altyd waar nie. Maar oor die algemeen, die kultuur waarin jy groot geword het, is die kultuur waarmee jy geprogrammeer is. En dit speel 'n groot rol in jou menswees vorentoe. So. Ek dink jy slaan hom raak. Ek dink dit is goed as 'n ou na ander mense kyk en dit is goed dat jy jouself ook kyk. Is besef, die oomblik dat jy hierdie vraag begin vra, is daar al 'n dekade of 2 se momentum in jou in. En dan het dit iets vir jou gebring tot op hierdie punt. En dit is goed om te kyk na jou eie storie en na die ander persoon se storie. Wat is kenmerkend van daai storie? So ek dink dis die eerste ding is om te besef is jou lewe so ver, jou huis waar jy kom, jou ervarings, jou seer, jou hartseer en jou blydskap. Daai is deel van jou storie en hulle het ook 'n storie. En dan as jy besef het wat het jou gebring tot waar jy nou is, dan kan jy weer begin vra soos, okay, maar wat wil ek hê moet my vorentoe vat? En dan begin jy kyk, en ek dink daarsoos die ding is, as 'n mens word soos met wie jy uithang, gaan jy van jouself hou as jy meer soos jou maat word? As jy meer van haar storie in jou storie inskryf, gaan jy van jouself hou?
Is dit wie jy wil word? So met ander woorde, plot hom vorentoe. Sê, okay, hier kom hierdie twee stroom by mekaar, hierdie stroom vloei nou vorentoe. Daar's 'n sterk stroom in hierdie rigting, waartoe gaan hierdie stroom my stroom beïnvloed? Want ek gaan nie die stroom draai nie. Sê ek word soos sy hier. Is ek gemaklik met dit? En is dit goed vir haar? So ek dink dis die ding, is jy word so saam met wie jy uithang. Toe ons oor kinders, die verhouding met ons kinders gepraat het ek vir jou vertel is, ek het nie 'n klou om kinders groot te maak nie, maar toe het ek gaan kyk, wie het oulike kinders, wie het 'n goeie verhouding met hulle kinders, en toe het ek met daai mense begin uithang. Want jy leer goed by hulle. Jy kan afkyk hoe om 'n goeie ouer te wees by mense wat goeie ouers is. Nou, hoe om die lewe te leef? Die persoon met wie jy waarskynlik die meeste gaan afkyk by is jou man of jou vrou. So jy gaan word soos hulle word. Of jy gaan iets anders te word, wat ook dan nou 'n keuse is. Maar is jy gelukkig met die mens wat jy gaan word as jy daai paadjie stap saam met hulle? Want as jy nie van jouself gaan hou waar dit uitkom nie, hoekom wil jy daai kant toe gaan? So ek dink dis goed. En ek dink as jy praat van daai vlinders, ek dink 'n mens kry verskillende soorte vlinders op fases. Ek dink as jy jonger is of as dit begin van 'n verhouding is dit juist daai buitebeheer. Is iets anders as ek. Dit resoneer, maar dit is nie dat dit met jou resoneer, dit resoneer met wat jy nie is nie. So jy's gelukkig want jy sien iets anderste, dit bring iets anders in jou uit, al daai goeders. Maar soos 'n mens die pad dan nou verder stap, begin dit anders te resoneer. Dit beteken jy het hierdie oomblikke saam. Oomblikke wat dieper is, belangriker is, groter is as wat die tyd, die geleentheid voor toelaat. En dit kan stupid goedjies wees, maar in daai oomblik besef jy, het iets nou net gebeur, wat groter is as die oomblik waarin dit gebeur het. So ek dink jy vervang die vlinder met 'n ander tipe vlinder. Daai vlinder word, ek weet nie, ek wil gesê, dit word iets beters, né? Wat weer 'n keer iets is wat jy begin besef is, hier's iets anderste as ek wat inbreek. Maar dis nie net iets anderste wat nie ek is nie, hier's iets anderste, 'n goedheid en 'n geskenk van die Here af wat inbreek in hierdie oomblik. Hoe lucky is ek dat die Here vir my hierdie mens gestuur het om hierdie lewe saam te hê. En ek dink daai is die goeie. So ek dink as ek dit wil my adviese gedink het, sou ek sê is as jy op 'n posisie is waar jy moet hierdie goeders begin dink. Eerste ding is, gaan kyk na die storie wat jou lewe so ver vertel het en hulle lewens so ver vertel het. Gaan kyk nou hoe wil jy hê die res van jou storie moet lyk. Is dit 'n storie wat jy gaan hou van as hierdie storie afspeel? Wat ek bedoel, jou momentum ekstrapoleer hom vorentoe hierso. Derde een is daar hierdie resonansie met daai persoon? Met ander woorde, vibreer dit op 'n manier wat jou laat voel. Hier's iets egs, iets moois en iets groters as ek wat hier gebeur. En ek dink die vierde ene is dalk die belangrikste ene. Is besef, jy het nie 'n klou wat jy doen nie. En hulle ook nie. Want hulle ken jou nie. En hulle ken hulle self ook nie. Jy figure nog uit wie jy is en hulle ook. So die beste ding wat jy kan doen is om te sê, kom ons partner op en ons figure dit saam uit. Maar dan daai voorlopigheid en die erkenning daarvoor dat ek het nog nie alles uitgefigure nie, dit word 'n fondasie van nederigheid, van ek is ook nie altyd reg nie. En ek gaan nie altyd reg optree nie. En as jy nog leer om 'n goeie vrou of 'n goeie man vir te wees, beteken dit jy gaan ook foute maak, want jy het dit ook nog nie uitgefigure nie. So ek dink daai ding van ek is nie gereed vir iets nie, want ek is besig met iets groters as ek. Want ek wil nou 'n ek en 'n ons verander. So nou dis groter as wat ek kan deel mee. Daai voorlopigheid van ek het nie al die antwoorde nie, word 'n ongelooflike fondasie van nederigheid en erkenning dat ons mekaar nodig het. Groot waarheid, Andrei. Ek wil jou naam net reg help. Jy sê jy het niks geweet van kinders grootmaak nie en toe jy nou maar gaan kers opsteek of begin mingle met mense wat doen. Ek dink julle doen een enorme goeie werk daarvan. En dit is sigbaar van buite af. Dit is regtig so. Ook jou en Celeste se huwelik. 'n Mens
jy weet, as mens bietjie ervaring of belangstel in teambelangstel in verhoudings en jy kyk na iemand, dan sien jy baie meer as wat op oogwaarde daar is en daai goed staan uit. Ek en Julie het al baie vir mekaar gesê, yes, het ons haal ons hoed af vir julle. Ag, dankie Dirk. Nee, ek dink as ek die belangrikste ding hierso wat ek wil sê is, en dit geld op soveel terreine, is daai ding wat ek al baie keer vir jou gesê het van Winston Churchill wat toe die parlement toe hy gebom is en moes oorbou. Toe sê hy nee, julle bou hom weer 'n keer te klein sodat hierdie gebou iets van 'n dringendheid by mense skep as ons die hele parlement moet saam wees. Maar die een ou het een keer gesê is ons bou ons geboue en daarna bou ons geboue ons. En die realiteit is, waar jy vandag is, of jy nou jonk of oud of getroud, eerste, tweede, derde huwelik of alleen is jy's die produk van jou omstandighede wat jy al deurgegaan het. En waar jy nou is, jy is die produk van die omstandighede. Maar die ongelooflike ding is, jy kan jou omstandighede inrig. Jy kan prioritiseer, jy kan skei van dit is jou huisie wat jy bou jou. So daarom dit wat jy insit, is ook wat jy gaan prioriseer. Dit is net hoe dit is. Jy saai, gaan jy maai. Net dit. So ek dink die hele spanbenadering is vir ons baie belangrik. Ek en Celeste, en ek dink ons grootste ding wat ons mekaar herinner is, die fight gaan nooit oor die fight nie. Die fight gaan altyd daaroor, is ons 'n span. Want as dit nou geld of mense of wat ook al dit is, siekte of wat dit is, as ons 'n span is, kan ons opteam teen daai ding. Maar as ons opteam teen mekaar, wel, dan het ons klaar verloor, want dan kom ons nie by die werklike probleem uit nie. Die werklike probleem is altyd, is ons 'n span. So ons probeer daai ding met die kinders ook doen, of hulle te gaan, hulle is nou 12 en 14, en elkeen op sy eie vlakkie, maar waar dit toelaat, gaan in te sê is, dis wat ek sien, dis wat ek dink nodig is, help my om vir jou 'n goeie ouer te wees hierso. Wys my, hoe kan ek vir jou 'n ouer wees hier? Ek weet, jy weet, en ek weet, ons albei figure dit tog saam, maar kom ons 'n span wees, van dis hoe ek jou wil help, wat kan ek doen? So dit skep weer 'n keer daai spanbenadering, veilige spasie en toon van die gesprek word dadelik ietsie wat opbouend en spanpraat is en nie afpraat of raas of manipuleer nie. Ja, dis so. Twee belangrike goed wat ons nie al geraak het nie, en ek weet ons tyd is nou al uit, maar dit is baie belangrik om dit te noem. En dit is, mans is, om die Engelse term te gebruik, hardwired om die leier in die gesin te wees, en met die moderne rolle wat baie keer omruil, ek sê nie man word die vrou nie, waar die een se sterktes op ander plekke lê, wat tradisioneel nie op lyn met hoe dit vroeër generasies gewerk het nie, of persepsies dit wil hê nie, kan dit 'n probleem wees, want 'n man, weet, ons het vroeër gesels, toe ek retrench is vroeër, weet so 10 jaar terug, dan gaan jy as man deur dieptes wat baie min ken, wat nog nie daar was nie, en dis hoekom, waar as 'n man 'n konstante werk het, en die vrou verloor die werk, jy weet, dan sal het so 'n paar golfies wat die bootjie skit, maar ons seil aan, verstaan jy? En hoekom? Dis omdat, weet, Julie sê altyd, altyd aan Hanne so, sy sê, hierdie is 'n natuurlike orde, en as daai orde versteur word, dan gaan hierdie skip hier oor waters ervaar. En jy moet oor daai goed gesels, gebaseer op ons verskille, wat gebeur met hierdie orde, van die man wat geprogrammeer is, deur hierdie orde van God, jy is verantwoordelik, jy is die priester van die huis, so. Of jou vrou nou hoogs gekwalifiseerde professionele persoon is, soos wat jou vrou is, het niks met hierdie ding te doen nie, dis sielkunde. En as daai rolle omruil, veral finansiëel, waar die vrou meer verdien as die man, moet jy gaan sit en oor hierdie goed gaan praat. As jy dit nie doen, gaan dit jou manage, en dit gaan vir jou uit jou huwelik uit manage. So of jy manage dit, of het manage jou, dis jou keuse. Ek weet jy, Dirk, ek dink jy sla die spyker op die kop, en ek dink die moeilikheid is daai natuurlike orde was in die verlede meer stabiel, en dit is nie nou meer nie.
Ek bedoel, jou kans om retrench te word is baie groter as Julie se, en Celeste. Dis net hoe dit is. So met ander woorde, om vas te hou aan 'n model, beteken jy hou nie vas aan mekaar nie. So wat ook al gebeur, dis dieselfde as in geloof. Wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar die ouens wat sy kruis vir my opneem en my volg, hy sal sy lewe kry. So dis daai ding van, as jy veg hier vir jou prentjie, veg jy nie vir jou huwelik nie. As jy wil veg vir jou huwelik, beteken dit, jy moet kom en sê, dis die prentjie wat ek bring, help my. Want ek het net die helfte van 'n prentjie hierso. Ek dink nie ek het die waarheid nie. Ek het 'n model. Maar ek weet nie of hierdie model werk vir hierdie omstandighede nie. Kan ons dit saam uitfigure? En daar kom dit weer terug na jou kommunikasie toe. Ek bedoel, ek het so rukkie terug vir die knieoperasie gegaan. Ek lê daar in die bed en hoor ek hoe werk Celeste. Dit was vir my verskriklik geweest dat ek nie kan 'n bydrae lewer en my gesin dra nie. En dis nie eers finansiëel nie. Dis daai programmering Dis hierso. daai programmering, En op 'n stadium moes ek net met haar praat en vir haar sê, dis vir my verskriklik. En sy sê, nou, wat dink jy gaan jy doen? Dink jy nie ek het nodig om bietjie vir jou ook te sorg nie? En toe besef ek, okay, nee, wag. Daai natuurlike orde is nog steeds daai natuurlike orde. Die omstandighede het net gemaak dat die Here vir my geskenkie gee om te voel, hoe voel dit aan die ander kant. So wanneer ek weer dalk aan die ander kant weer is, waar ek moet leiding neem, dat ek 'n beter begrip het vir hoe voel dit om aan die ontvangkant te wees. Dis so, jy weet, ons gesels oor die goed, want 'n ou het 'n bietjie ervaring, maar hierdie goed is nie maklik nie, en as jy 'n jong mens wat nog voor hierdie ervaring staan, en absoluut, ek herhaal jou stelling van met die loopbaanbespreking, op 60 weet jy ook nie flippend veel meer as op 20 nie, hoor. Trouwens, jy het net jou voet flenters gestamp 20 keer. Die ou wat voor het staan het nog nie. Maar ek het al baie my voet teen dieselfde klip weer gestamp. So, niemand weet meer as die volgende persoon nie. Ek dink net 'n ou moet stadig wees. Maar die laaste ding wat ek wil aanraak, wat belangrik is, wanneer dit veral by jong verhoudings kom, en voor jy nog, jy's op pad om hierdie lewe, lê oop voor jou, soos 'n land wat braak lê om geploeg te word, om die beste mielieoes op te lewer. En in die moderne lewe is daar soveel druk op status en prestasie, en vrye liefde is amper die ongeskrewe leuse van die wêreld. Jy weet, seks voor die huwelik dit word nie eers nie bespreek nie, want dit is die norm. Ons wil dit net nie graag sê nie, maar dit is 'n feit. Laat ons dit nou maar erken. En jy weet, wanneer 'n kind groot maak, dan saai jy daar met klomp dorings en distels in daai land wat voor jou gelê het. En ek sê nie, jy kan nie dit oorkom nie. Maar 'n mens kan nie genoeg klem daarop lê, dat deur die keuses wat jy maak, wanneer jy in hierdie emosionele ontwikkelingsstadium is, kompliseer die waks uit die res van jou lewe uit. Die Here sal jou hand vat en hy sal vir jou daardeur lei, seker. Maar ja, dis al 'n paar blokke wat jy om gaan stap wat jy kon vermy het. Jy weet, 5 minute is lekker. Is nie jare se hartseer nodig nie. En daai kind sal 'n seën wees. Die Here sorg daarvoor. Enige kind is 'n seën. Maar dink oor hierdie ding. Ek weet nie wat jou observasie daaroor is nie. Ek dink in 'n ideale wêreld sê ideale antwoorde gehad het. En dit is nie ideaal nie. So ek dink dit kom maar weer terug by jou omstandighede bou jou net soveel as wat jy jou omstandighede bou. So met ander woorde, as jy jouself in situasies sit, dan sit jy jou voet op 'n pad. Ek dink juist met tieners en jong mense is kyk ou se brein ontwikkel mos tog tot op wat se ouderdom wat jy oorsaak en gevolg nog by mekaar sit. Nou wat sê jy, en dis dalk hoekom 'n klomp goeie goeders kan gebeur voor daai tyd, want jy is nie slim genoeg om te weet wat die gevolge gaan wees nie, dan waag jy en dan wen jy.
Maar ek dink 'n ou sit met 'n Superman kompleks van goed gaan as dit skeef gaan dit nie met my gebeur nie. Of ek gaan okay wees. Ek's bulletproof. Dis wat tieners dink, né? Maar jy's reg. Ou maak nie goeie besluite noodwendig nie. So die beste ding wat jy kan doen is bou vir jou checks and balances in om jou daarmee te help. Ek voel op dieselfde manier wat ek gegaan het en gesê het, wel, ek wil weet hoe lyk 'n goeie huwelik, so ek gaan met mense kuier wat 'n goeie huwelik het en by hulle afkyk. Ek wil weet om 'n goeie ouer te wees, ek gaan afkyk. Ek wil 'n goeie verhouding met die Here hê, so ek kyk af by ouens met 'n goeie verhouding met die Here. Kan 'n ou intentioneel begin om te sê, okay, maar wat soek ek? Wat het ek nodig? Wie wil ek wees? Wie is ek? En jy bou checks and balances, omring jou met mense en situasies, sit jouself in plekke en geleenthede wat gaan uitbring wie jy is. Ja, Andrei, dankie. Dit was 'n lang discussion, maar ja, jy kan elke maand 'n week afstaan aan dit, want dit is vir my verskriklik lekker om oor dit goed te gesels, want dis wat ons mens maak. En geen fout is te groot om reg te stel nie. Hou dit ook maar vir mekaar sê. Enige fout kan reggestel word, en wys my die persoon wat nie foute maak nie. Almal van ons maak foute. Maar dat ons mekaar oor die goed kan gesels, maak dalk die pad net so 'n bietjie makliker. Ja, ons is nie gemaak om alleen te stap nie. Beteken nie ons is gemaak om almal getrou te wees nie. Ek bedoel Jesus was nie. Maar ek dink ons is nie gemaak om alleen te stap nie. En ons hoef nie. Dankie julle vir die saamkuier. Dankie Andrei dat ons lekker kon gesels en ook jou opinie en insigte gedeel het. Baie dankie julle. En dankie Dirk vir jou ervaring ook. Dis lekker om so te leer uit mekaar se ervarings. Ek het baie by jou geleer vandag. Dankie. Ek het 'n hele paar goedjies geleer. Baie dankie. Dankie julle.